Vader, ons loof U en eer U, ons aanbid U, Here, want U is goed, U is heilig, U is waardig, Here. Dankie vir U liefde, Here, dankie vir U goedheid, U getrouheid, U genade, Here. Heilige Gees, dankie dat U net vanmiddag sal kom, met die plek sal kom vul, met die wonderlike teenwoordigheid, Here. Heilige is U naam, Here, heilige is U naam. Dankie vir U liefde. Vader, dankie dat ons net kan nou in die teenwoordigheid ingaan. Dankie, Here, dat die voorhang so geskeur is, Here. Dat U ons nou nooi om in te kom in die teenwoordigheid in. Vader, dankie dat U elkeen van ons sal kom bedien en sal kom aanraak. Heilige is U naam, Here. Ons loof U. Prys U naam. U is waardig. Opgewonde. Ja, kom ons leer. Vanaand is 'n nice teaching. Ons gaan Matteus 12 vers 22 toe, so as jy jou woord saam met jou het, is jy welkom om saam te lees, en dan gaan ons gou hier kyk wat gebeur. Is hy reg daarso? Ok, cool. Almal daar, Matteus 12, 22. Met 'n lering is dit nogal belangrik om die woord te volg, sodat ons kan sien wat die woord vir ons sê. Almal gereed, né? En as jy nie jou swaard saamgebring het nie, gelukkig het ek die myn teks daarom op die bord gesit vir ons. Dankie. Alright. Matteus 12, 22. Toe het hulle 'n duiwelbesetene. So die eerste ding wat ons moet raak sien, die persoon was 'n duiwelbesetene. Wat blind en stom was, na hom gebring. So wat het gebeur? Hy was blind en stom. Hoekom was hy blind en stom? Want hy was 'n duiwelbesetene. So julle sal onthou uit die teachings uit wat ek julle in die laaste tyd gegee het ek gesê dat siekte is nie altyd natuurlike oorsake nie. Daar kan soms geestelike oorsake vir siektes ook wees, en dit is duidelik die geval hier ook. So hy was duiwelbesete, hy was blind en hy was stom. Na hom gebring en hy het hom gesond gemaak, sodat die blinde en die stomme kon praat en sien. So wat die Here gedoen, hy het 'n wonderwerk reg voor die mense se oë gedoen, wat verstommend was, as nou pun intended, nee. Met ander woorde, hy het iets groots gedoen, hy het 'n demoon uitgejaag, en die persoon kon weer praat en sien, want hy sê daar, het na hom gebring om gesond gemaak, sodat die blinde en die stomme kon praat en sien. So jy imagine net die wonderwerk, wat gebeur het. Vers 23. En die hele menigte was verbaas. So daar was 'n menigte, so daar was 'n klomp mense teenwoordig, nie soos ons vanaand nie, is bietjie groter as dit, hoor. Ok. En hy het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Met ander woorde, hierdie menigte het na Jesus gekyk, hulle het sy woord, sy teachings gehoor, en hulle het hierdie wonderwerk gesien, en wat sê hulle, is hy nie miskien die seun van Dawid? Met ander woorde, is hy nie miskien die Messias nie? Is hy nie miskien die een wat die belofte waarvoor ons wag nie? Maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle, hy dryf die duiwels nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels nie. So met ander woorde, hy dryf nie die duiwels uit, hy dryf die duiwels uit Satan uit. Dis wat daar staan. So wat het nou hier gebeur? Die menigte sien raak, maar hierdie kan die Messias wees. Maar die Fariseërs wat dit nie wil hê nie, onmiddellik, nee, dis nie, hy dryf die duiwel uit deur die duiwel. Ok. Maar Jesus het hulle gedagtes geken, sê gedagtes geken. Gedagtes geken. Ok, hierdie is 'n belangrike aspek wanneer dit kom by die sonde teen die Heilige Gees, en ons sal sien waar val dit in. Gedagtes geken en vir hulle elkeen gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en die stad of die huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? En as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns? Dis nou interessant. Deur wie dryf julle seuns? Dis nou vers 27. Hulle uit.
Ons het gedink, die duiwels het eers begin waai toe Jesus op die scene gekom het. Maar daar's eintlik duiwels al uitgedryf voor Jesus op die scene is. Want hier sê Jesus dit self, hy sê, deur wie dryf julle seuns uit? Daarom sal hulle julle regters wees. Ons sal nou kyk wat dit verder beteken. So as ons kyk in 1 Samuel 16:23, dan sê hy, en net wanneer daar 'n gees van God oor Saul gekom het. So wat het gebeur? Saul was, hy sê 'n gees van God, maar sê 'n gees van God, God laat die gees toe. Dis wat dit beteken. So hy sê, net so 'n gees van God oor Saul gekom het, neem Dawid die sitter, soos 'n harp of 'n gitaar, en speel met sy hand. Dan voel Saul verlig en word beter en die bose gees wyk van hom af. So wat het gebeur? Wanneer daar die gesalfde atmosfeer geskep was deur Dawid, het hierdie bose gees wat op Saul kom rus het aan hom getreiter het, gepad. So duiwels was in die Ou Testament selfs uitgedryf gewees. Hoe doen ons dit vandag? Ons doen dit vandag deur die naam van Jesus, nee. Matteus 12:28, maar as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Nog 'n belangrike ding. Jesus sê nou vir hulle, maar as ek hierdie duiwel nou uitdryf in die naam van God, dan het die koninkryk naby aan julle gekom. Met ander woorde, ek is die Messias. Vers 29. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie, en dan sal hy sy huis beroof? So hoe gaan jy 'n duiwel uitdryf as jy nie die sterk man vasgemaak het? Wat beteken as jy die sterk man vasgemaak het? Jy is sterker as die sterk man. So let op 3 argumente van Jesus om te bewys dat hy duiwels deur God uitgedryf het. Nommer 1, sê hy vir hulle, Satan se koninkryk is nie verdeeld nie. So, as ek die koninkryk vernietig, moet ek van God wees, nie van Satan nie. So wat sê hy vir hulle? Ek is sterker as Satan. Want Satan kan nie Satan uitdryf nie, maar ek het hom uitgedryf. So ek is sterker as Satan. Nommer 2, die disippels van julle fariseërs wat beweer dat julle demone deur God uitdryf, sal julle oordeel as julle sê dat diegene wat demone uitdryf, dit uit Satan uit doen. Jy sien, dis nou wat Jesus vir hulle gesê het, hy gesê het, maar wat van julle seuns, waardeur dryf hulle dit dan uit? So as hulle nou sê, maar hulle dryf dit dan ook deur Satan uit, dan gaan hulle julle oordeel, hoekom sê julle dit? Derde een wat Jesus vir hulle sê, hy sê, Satan sou nie toelaat dat 'n swakkere een hom verslaan nie, so aangesien hy hulpeloos voor my is, bewys dit dat ek van God is en sterker as Satan. Vers 30. Hy wat nie met my is nie, is teen my. So jy kan nie in die middel wees nie, jy is of vir hom, of jy is teen hom. En hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. So nie saam met hom werk nie, dan werk jy teen hom. Vers 31. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering van die mense vergewe word, maar die lastering teen die gees sal die mense nie vergewe word nie. So die vraag is, wat is die laster teen die Heilige Gees? En so ons gaan daarna kyk. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu en ook nie in die komstige een nie. Sien, op die eerste oogopslag sou ons daarna kyk en dan sal ons wil sê, maar wat is die laster van die Heilige Gees? En dan sal ons sê, maar dit is, wanneer iemand sê, wanneer iets deur die Heilige Gees gedoen word, sê hulle dit is uit Satan uit, en dit is die laster teen die Heilige Gees, maar dis nie eintlik net dit nie, dis meer as dit. So ons gaan nou dit uitlê. Vers 33. Nou alhoewel jou Bybel 'n nuwe opskrif daai het, lyk dit asof Jesus nou klaar gepraat het oor dit en nou gaan hy oor iets anders praat. Nee, daar was nie opskrifte in die ou geskrifte nie. Jesus is nog steeds besig met dieselfde onderwerp van in vers 33 gaan hy aan. Hy sê, julle moet die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Addergeslag. En nou wonder hulle was kwaad vir hom. Hoe kan julle die goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Ja.
Kerk gaan nog leer wees as ek moes gepreek het soos Jesus, nie. Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Hier is 'n belangrike punt nog. Uit die oorvloed van die hart praat die mond. Vers 35. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Dit het nou eintlik nie veel te doen met wat ek oor preek nie, maar ek wil hier vir ons net sê, ons moet versigtig wees wat ons sê, en wat ons van mense sê, en wat ons teen mense sê. Want ons gaan rekenskap gee van elke ydelle woord. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. So, om hierdie hele ding te verstaan, gaan ons na 'n klompie goedjies moet kyk. Die eerste ding is, as ek as kind van die Here sondig, wat gebeur? Wat sê die woord, wat moet ek doen as ek as kind van die Here sondig? 1 Johannes 1 vers 7. Sê hy, maar as ons in die lig wandel, so wie wandel in die lig? Wie wandel in die lig? Kinders van die Here, wedergebore kinders van die Here. Die wêreld is in die duisternis, ons is in die lig. So met ander woorde, hy praat hier met wedergebore kinders van die Here. Okay. Hy sê, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Vers 8. As ons, sê bietjie ons? Wat met ander woorde, as hy sê ons, met wie praat hy? Met die kinders van die Here. Okay, so hy praat nie met die wêreld nie. Hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. As ons, met wie praat hy? Kinders van die Here. As ons sonde bely, met ander woorde, hy skryf hier aan die kerk, hy sê as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar, en sy woord is nie in ons nie. So wat moet gebeur? As ons sondig, dan bely ons sonde verkieslik onmiddellik. Want alhoewel ek kind van die Here is, ry die taxi voor my in, ek verloor my meer, en ek sê woorde wat ek nie moes gesê het nie. Maar onmiddellik kom die Heilige Gees en sê vir hy, wat gaan nou aan met jou? Wie daai ervaring al gehad? Maar net ek. Okay. Wat doen ek dan? Dan gaan ek voor die Here en ek sê, Here, Lord, I'm so sorry. Vergewe my. Ek bely, ek het nou my meer verloor en ek moes nie. En die Here sê, wat sê hy? Hy is getrou regverdig om ons van alle ongeregtigheid te vergewe en skoon te maak. So hier is iets wat ons as kinders van die Here moet verstaan. Toe ek in die wêreld was ek in ongeregtigheid. Ek was in unrighteousness. Toe kom ek tot wedergeboorte. Ek het die woord gehoor, ek het dit aangeneem, dit het met my gees gepraat. I came to righteousness. En toe wat gebeur nou? Kom ek uit die duisternis uit en ek gaan oor in die lig. And I'm in righteousness. So die Here het nou, die Heilige Gees het nou in my kom woon, hy het vir my in righteousness gesit. As ek sondig, as kind van die Here, gaan ek na unrighteousness toe? Nee. I stay in righteousness. Jy sien, maar dit is die probleem wat baie kinders van die Here het. Hulle dink die Here het 'n boekie en 'n pen, en dan staan hy daarbo, en as jy droog maak deur die dag, skryf jy alles op. En dan vanaand, dan klim ek in die bed, en dan bely ek al my sondes, dan vat die Here die uitveer, en dan vee hy weer alles uit. Okay, en dan is ons nou weer okay. Maar wat sou nou gebeur het, as ek nou die taxi iets vertel het, en die volgende kom jy 'n lorry van die kant af, en boem. En ek het nou nie kans gehad om daai sonde te bely nie. Is ek nou skielik op pad hel toe? Nee, because I stay in righteousness. So hierdie sonde vat my nie uit geregtigheid na ongeregtigheid toe nie.
Maar dit bring 'n blokkasie in die verhouding tussen my en die Here. So wanneer ek dit bely, dan vat ek die blokkasie weg. Dit is soos wanneer my kinders droog maak. Net omdat hulle droog gemaak het, beteken dit nie, hulle is nie meer my kind en ek gooi hulle uit die huis uit nie. Nee? Ek is 'n bietjie unhappy met hulle. But I still my child. En so is dit dieselfde met die Here. Hy is 'n bietjie ongelukkig nou met jou optrede. En baie keer as dit nodig is, sal hy tigtiging inbring om weer regstelling te bring. Maar hy sê hy tigtig die wat hy lief het. Hy tigtig sy kinders. Hoekom? Omdat hy wil hê ons moet heiligmaking lewe. So ons moet heiligmaking lewe. So ons het ook nie 'n lisensie om nou te kan mag sondig nie. Net omdat ons in righteousness bly nie. Nee. 1 Petrus 1:16 staan daar, omdat daar geskrywe is, wees heilig want ek is heilig. Ons het 'n opdrag gekry as kinders van die Here om in heiligheid te wandel, om heiligheid na te strewe. So ons moet meer elke dag soos Jesus wil wees. As jy werklik waar sy kind is, sal dit jou hartsbegeerte wees om te sê, Here, ek wil nader aan U kom. Here, ek wil meer van U. Here, ek wil meer soos U wees. En ek sal wanneer ek dinge verkeerd gedoen het, dan sal ek haastig wees om dit te gaan regmaak. Maar wat wil die Satan doen wanneer mense droog gemaak het? Hy bring hierdie leuen oor jou en hy vertel vir jou die volgende. Hy sê vir jou, jy het nou droog gemaak. Die Here gaan jou nie, En nou word ek skaam om na die Here toe te gaan. Want ek het nou iets majorly droog gemaak of iets. En dis die grootste fout wat ek maak, want nou druk hy my in die verkeerde rigting. Ek moet weet ek het droog gemaak en ek moet na die Here toe kan gaan en nie skaam voel oor die feit dat ek droog gemaak het, want dan wen die Satan. Want dis wat hy vir jou nee, die Here gaan nie jou gebed antwoord nie, né? Kyk wat jy nou gedoen. Hy herinner jou mos so lekker aan jou verlede. En as jy jou in die verlede herinner, wat moet jy doen? Herinner hom aan sy toekoms. Dat hy weet want hy op pad. Kyk. So ek het nie 'n lisensie om te sondig nie. Ek moet heiligmaking nastrewe. Romeine 6:15. Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Paulus sê nee, stellig nie. Hy het eintlik half 'n lelike woord daar gebruik. Hy het eintlik gesê, hel nou. Jy kan nie sonde doen net omdat jy onder genade is nie. En so word die gelowige nie vry of pas gegee om te sondig en om die oortredinge in ongeregtigheid te lewe nie. Gelowiges moet hulle sonde bely en hy is getrou en regverdig om ons te vergewe. Ons moet bewus wees en hier is 'n belangrike ding. Ons moet bewus wees dat ons het te doen met 'n heilige God. Want as jy weet jy het te doen met 'n heilige God en jy het 'n heilige vrees vir hom, dan sal jy in elk geval so min as moontlik nie sonde doen nie. So, wanneer ek sonde doen, kan ek die gemeenskap met die Vader belemmer, maar dit verbreek nie die verhouding nie. Ek bly nog steeds gered, maar ek moet dit regstel. Ons is geroep om heilig te lewe en God laat sy seën en voorspoed oor jou kom wanneer jy heiligmaking lewe. Hoe skoner jy leef voor God, hoe groter sal die mate van guns en seën oor jou wees. Nou wonder julle, waar staan dit in die Bybel? Ek het vir julle skrif, is julle reg? Psalm 84 vers 12. Hy sê, want die Here God is 'n son en 'n skild. Die Here sal die genade en die eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtigheid wandel. Wat sê die Here? Ek sal die goeie nie van jou af weghou as jy in geregtigheid wandel. So as jy heiligmaking nastrewe en jy leef 'n skoon lewe, sê die Here, ek sal nie die goeie van jou af onthou nie. Vers 13. Here van die leerskare, welgeluksalig. Nou daai mooi woord welgeluksalig is die woord vir happy and blessed. Is die mens wat op U vertrou. Happy and blessed.
En hy sal die goeie nie van ons onthou. Psalm 32, Psalm 32 vers 1 en 2. Hy sê, en ek het in die Amplified, hy sê blessed. So blessed is fortunate, prosperous, favored by God, is he whose transgressions is forgiven and whose sin is covered. Blessed is the man to whom the Lord does not impute wickedness, and in whose spirit there is no deceit. Here sê jy is geseënd, wanneer die heiligmaking na die strewe. Romeine 4:7. Hy sê, blessed and happy and favored are those whose lawless acts have been forgiven and whose sins have been covered up and completely buried. Blessed and happy and favored is the man whose sin in the Lord will not take into account nor charge against him. Wanneer ek heiligmaking lewe, sê hy, blessed and favored are you. Nou, kom ons kom weer terug by die sonde teen die Heilige Gees. Sien, sommige mense leef in die vrees. Het ek nie miskien die sonde teen die Heilige Gees gepleeg nie? En die duiwel sal nogal na jou toe kom en vir jou sê, ja, sorry hoor, jy het nou ongelukkig het jy nou so ver droog gemaak, dat jy die sonde teen die Heilige Gees pleeg. Of hy sal verskriklike gedagtes na jou toe bring, en dan sal hy vir jou sê, ja, jy het nou droog gemaak. That's not going to be forgiven. Of jy sal vir jou wys dat toe, voor jy die Here gedien het jy sekere blasphemous goeders gesê teenoor die Here, teenoor die Heilige Gees. Nou gaan hy vir jou sê, onthou jy daai? Sorry, ja? Kan nie vergewe word nie. En ek het goeie nuus vir jou, dis alles 'n leuen. Want as jy verstaan wat die sonde teen die Heilige Gees is, dan wil ek net vir julle sê, julle is almal nog okay, ons sal nou daarby kom. Matteus 12:30 sê, dankie tog. Okay. Matteus 12, terug na Matteus 12 toe, vers 30. Hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my is nie, versamel nie, verstrooi. Jesus sê vir ons, enigiemand wat nie met my is, die staan my teen, enigiemand wat nie met my saamwerk nie, werk eintlik teen my. Jy is of 'n kind van God, of jy is 'n kind van die sonde en Satan, daar is geen tussenin met Christus nie. Jy is of 'n kind van God, of jy is 'n kind van Satan, jy leef of onder die seën, of onder die vloek van sonde. Vers 31, daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering van die mens vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mens nie vergewe nie. Elkeen wat 'n woord spreek teen die seën van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. En hierdie en ook nie in die volgende nie. Nou wil ons graag weet wat is die sonde teen die Heilige Gees, en baie mense sal jou dan na vers 24 toe vat. Maar die Fariseërs dit hoor, sê hulle, hy dryf die duiwels en die anders uit deur die Beelzebul en die owerstes van die duiwels nie. Jesus het gesê dat die godlastering is om die werke van die Heilige Gees as die werke van die duiwel te verklaar, want dit is wat die Fariseërs gedoen het, en die Bybel vertel ons inderdaad, dat toe die Fariseërs van die wonderwerk gehoor het, hulle gesê het, geen wonder dat hy demone kan uitdryf nie, hy kry sy krag van Satan, die prins van die demone. Nou hier is waar die fout begaan word deur baie mense wat hierdie gedeelte uitlê oor hierdie onderwerp. En waar die verwarring ontstaan, vers 25. Maar Jesus het hulle gedagtes geken. Mense konsentreer op die woorde wat die Fariseërs gespreek het, terwyl Jesus hulle harte geken het. So die issue het nie gegaan oor wat hulle gesê het nie, maar het gegaan oor wat was in hulle hart gewees. Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Vers 10, ek die Here deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee van sy weë volgens die vrug van sy hande. So wat sê die Here? Hy toets ons harte. Dis nie wat jy sê nie. Wat gaan in jou hart aan? Die Here weet wat in jou hart aangaan.
So belangriker as wat die Fariseërs gesê het, wat was die toestand van hulle hart en hulle verstand, dat hulle so 'n stelling kon maak. Jesus het hulle gedagtes onderskei, en dit was meer as wat uit hulle mond uitgekom het. Net verder af in dieselfde hoofstuk, vers 34, onthou ek vir julle gesê, dis 'n nuwe opskrif, is nog steeds dieselfde gedeelte, sê hy vir hulle ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is, want uit die oorvloed van julle hart praat die mond. So die sonde teen die Heilige Gees het gegaan oor wat was in hulle harte gewees, nie oor wat uit die mond uitgekom het nie. Spreuke 4:23, bewaak jou hart met meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. So die Here sê vir ons, bewaak jou hart, dis mos jou preek daai. Christus het in die hantering van die Fariseërs hulle gedagtes geken, hy het hulle hart geken, en hy het hulle motiewe geken, hy het hulle bedoeling geken, en daarom sê die teks vir ons, dat Jesus nie net gefokus het op die woorde wat uit hulle mond uitgekom het, hy was gefokus op waar daardie woorde vandaan gekom het, maar as die woorde was hulle geestelike toestand. Wat is die geestelike toestand van die Fariseërs se harte en die Fariseërs se verstand, dat hulle so veroordelende stelling teenoor die Seun van God kon uitspreek? So net om dit nou verder te staf, dat dit net nie gegaan oor die woorde nie, maar wat in hulle hart aangegaan het. Kom ons gaan kyk, wat sê Paulus in Handelinge 26 vers 11. Toe Paulus nog Saulus was, en hy die kerk vervolg het hy gesê, in al die sinagoges het ek hulle dikwels gestraf, en so hy die Christene vervolg, en gedwing om te laster. En ek het hulle uitermate teen hulle gewoed en hulle vervolg, selfs tot die buitelandse stede. So wat het Paulus gedoen? Hy het hulle nie net self gelaster nie, hy het ander mense gemaak om te laster. 1 Timoteus 1:13 sê Paulus verder, hy sê, my wat vroeër 'n lasteraar, toe hy Saulus was, 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was, maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. Soos dit gegaan het oor die woorde wat mense gesê het, dan was Paulus nou in die moeilikheid en was hy nie apostel geword en 1/3 van die Nuwe Testament geskryf. Dit het gegaan oor die hart. Paulus het nog nie ten volle verstaan nie. Hy het nog nie met sy geestelike oor gehoor nie. Jy sien, om met die fisiese oor te hoor is een ding. Dis wanneer ek met die geestelike oor gehoor het, dan word daar 'n nuwe verwagting aan my gestel. Ek word op 'n hoër standaard nou gehou. Waar die Bybel sê, hy wat 'n oor het, laat hom hoor. Wat die Gees aan die kerke sê, dit is in Openbaring. Jy sien, wanneer die Gees spreek dit verder as die fisiese oor, na jou innerlike geestelike oor, sodat jy die Bybelse waarheid deur die geestelike oor ontvang, en nou is hier die ander vlak van verantwoordelikheid teenoor jou. So, wat is die verskil nou tussen Paulus en die Fariseërs? Nommer 1, die Fariseërs het die lering van Jesus gehoor. Hulle was die hele tyd daar, hulle het om hom gedrom hoor. Hulle het alles gehoor wat hulle het elke teaching gehoor, want hulle het die hele tyd probeer om hom uit te vang. Nommer 2, die Fariseërs was ooggetuies van die wonderwerke van Jesus. Alhoewel hierdie wonderwerke groot wonderwerke was, het hulle al die ander wonderwerke ook gesien. Wat gedoen het? Bevestig het dat dit wat hy geleer het die waarheid is, want die wonderwerk het sy woord bevestig. Hulle het nie net sy lering gehoor nie, maar hulle het 'n demonstrasie gesien wat sy lering bekragtig het. En nommer 3, hulle het die uitnodiging van Jesus gehoor.
en hulle het dit in hulle gees gehoor. Want wat het die menigte gesê? Menigte het gesê, maar is dit nie die seun van Dawid nie? Die Fariseërs het reeds in hulle harte dit verhard. Maak nie saak wat Jesus sou doen nie. Hulle het reeds 'n besluit, jy sal nie die Messias wees nie. So they rejected Christ. En dit was die verskil tussen die Fariseërs en Paulus. Nie net het hulle hom verwerp nie, maar hulle het dit publicly ook gedoen. Nie net om verwerp as die Messias nie, maar ook sy werk as die werk van Satan beskryf. They judged him publicly and they declared his ministry to be the work of the devil. So as jy stoei met die leuen van die duiwel dat hy die vergeeflike sonde gepleeg het, hier's vir jou goeie nuus. Omdat jy 'n geestelike bekommernis daaroor het, sê klaar. Dis die grootste bewys dat jy dit nog nie gedoen het nie. Die feit dat jy in die kerk sit, is die grootste bewys dat jy nog nooit die onvergeeflike sonde gepleeg het nie. Die feit dat jy 'n hinkering het na die Here en dat die Heilige Gees nog met jou praat, is die grootste bewys dat jy nog nooit die onvergeeflike sonde gepleeg het nie. Jy sien, sodra 'n persoon die onvergeeflike sonde gepleeg het, sal die stem van God stil word, sal hulle nooit weer die oortuiging van die Heilige Gees voel nie. Sodra 'n persoon die onvergeeflike sonde gepleeg het, is hulle permanent en onherroepelik geestelik doof en geestelik blind. Hulle word heeltemal immuun teen die prediking van die evangelie of teen die Bybelse getuienis. Hulle is buite hoop. Hulle het die punt van geen terugkeer oorgesteek nie. So wat is die onvergeeflike sonde? Die onvergeeflike sonde is 'n houding van die geestelike hart wat sê ek gaan God verwerp, ek het sy woord gehoor, nie net met my oor nie, maar met die geestelike oor. Ek het sy krag gesien, ek het sy teenwoordigheid gevoel, ek het sy uitnodiging ontvang om van sonde af weg te draai en na God toe te draai, maar ek het die besluit geneem, ek gaan God verwerp en ek gaan die lewe op my manier lewe. Dis presies wat die Fariseërs gedoen het. Jy sien, meeste mense wat nog nie die Here aangeneem het, is soort van indifferent. Met ander woorde, ja, ek neem nie nou die Here aan nie, glo nie, dis waar nie, whatever. Maar wanneer 'n persoon, soos die Fariseërs is, I've heard the gospel, I've experienced the gospel, ek weet alles, ek weet dis waar, ek het al hierdie goede, but I take a decision, thank you very much, but I'm not interested in you. Dis die onvergeeflike sonde vir iemand wat nog nie die Here aangeneem het. So, maar dit gebeur daarin bitter min eintlik, dat mense daai hardheid van hart het. Hulle het net nog nooit die besluit geneem nie. Mag niemand van ons ooit daardie lyn oorsteek nie. Jou begeerte moet altyd wees om nader aan God te kom, leef vir God, leef 'n heilige lewe, lewe altyd gereed om Jesus te ontmoet. Sien, as jy hierdie punt verstaan, dan kan ons nou kom by die lering oor wedergeboorte. Want wat nou van mense wat wedergebore is? Kan hulle daardie punt oorsteek? Kom ons gaan kyk wat sê Hebreërs 6 vers 4. Hebreërs 6 vers 4, 5 en 6. En hierdie gedeelte is baie belangrik vir my en vir jou. Almal daar, Hebreërs 6 vers 4. Gaan af daarna amper by Openbaringe, gaan bietjie links. Okay. Hebreërs 6 vers 4. Want dit is onmoontlik. Sê bietjie onmoontlik. Julle geweet alles is by God moontlik. Maar hier sê Jesus,
of die woord? Onmoontlik. So daar is sekere goede wat onmoontlik is. Soos byvoorbeeld, is onmoontlik vir God om te lieg. So daar is sekere goed wat onmoontlik is. Soos die woord sê, dis onmoontlik, is dit? Onmoontlik. Okay. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het. Okay, weer, nou is ons terug by die lig. Wie is in die lig? Wedergebore. Dan kom ek in die lig. So hy praat hier van kinders van die Here. Hy sê, wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe gesmaak het. Praat definitief met die kind van die Here. Die hemelse gawe gesmaak het, en die Heilige Gees deelagtig geword het. Wat gebeur wanneer ek tot wedergeboorte kom? Die Heilige Gees kom maak woning binne in my. So ek het die hemelse, wat noem dit? Die hemelse gawe gesmaak, en die Heilige Gees het woning binne my kom maak. So hy praat hier van iemand wat tot wedergeboorte gekom het. Vers 5 gaan hy aan, en die goeie woord van God gesmaak het. Taste and see that the Lord is good. En die kragte van die toekomstige wêreld, vers 6, en afvallig geword het. Afvallig is apostasy. Dit beteken to turn away. So, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe. Omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God weer gekruisig en openlik tot skande gemaak het. So wat sê hy hier? Hy praat nie van jou, onthou wat ons gesê het, wanneer ek gesondig het nie, want ek 'n voorspraak. Dan bely ek dit. Ons praat nie van dit nie. Ons praat van iemand wat gedoen het. Hy het gegaan en hy het gesê, en die goeie woord van God gesmaak en afvallig geword het. Met ander woorde, hy het 'n besluit geneem en gesê, Christus, met jou wil ek niks meer te doen hê nie. Ek kies. You didn't lose your salvation, as ons praat oor, can you lose your salvation? He didn't lose it. He made a decision to go from righteousness to unrighteousness. En wanneer hy daardie besluit geneem het, sê die woord, is dit onmoontlik. Dit is die sonde teen die Heilige Gees. Kan nie weer teruggaan nie. Nou goed. Kom ons kyk wat hier sê Hebreërs 10 vers 26. Praat verder daaroor. Hebreërs 10 vers 26. Okay. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien, wat die seun van God vertrap het en vir die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag het en die gees van genade gesmaad het. Selfde ding. Ek het 'n besluit geneem op die bloed van Christus te trap en my rug op hom te draai en van geregtigheid uit te beweeg na ongeregtigheid. Dan sê die woord, is dit vir my onmoontlik. Nou, hoe verhoed ek dat ek nooit daai Rubicon oorsteek nie? Jy moet wat doen? Heiligmaking nastreef. Want as ek heiligmaking nastreef, is daar nie 'n manier dat ek daar kom nie. Wat kan my soontoe vat? Sonde. As ek in 'n leefstyl van sonde begin verval en my hart word al hoe harder en ek begin al hoe meer van Christus af weg beweeg, kan ek op 'n plek kom waar ek sê, Here, ek het U nie meer nodig nie.
So daarom ons as kinders van die Here is geroep om heiligmaking na te streef. As jy dit doen, gaan jy nooit by daai plek kom nie. But when I start falling into a lifestyle of sin, it can take me to that place. As ek gesondig het en ek bly my sondes, hy is getrou en regverdig om my te vergewe. As ek dit elke dag doen en elke dag my eie hart ondersoek en sê, Here, is hier iets in my lewe wat U nie behaag nie, dan gaan ek nooit op die punt kom as kind van die Here wat ek daai Rubicon gaan oorsteek nie. Maar ja, die vraag is nou, kan iemand terugkom? Hierso is die antwoord. As 'n persoon 'n hinkering het om terug te keer na die Here toe, dan beteken die Heilige Gees praat nog met hom. Dan het hy nog nie die Rubicon oorgesteek nie, hy kan nog terugkom na die Here toe. Want as hy die Rubicon oorgesteek het, soos ek net vir julle gesê het, he will hear nothing from his spirit and he'll have no desire to come back. So daar's die toets. So enige persoon wat die desire het om terug te kom, dis die Heilige Gees wat nog in sy lewe werk. Sy kan nog terugkom. Dis nog die verlore seun wat kan terugkom. Nog nie die Rubicon oorsteek, maak dit sin. Verstaan julle daarom nou hoe dit werk, die sonde teen die Heilige Gees. Prys hom. Kom ons bid saam. Heilige is U, groot is U, waardig is U, Here. Dankie vir U liefde, dankie vir U goedheid, dankie vir U grootheid. Here, ons erken U vandag as God, Here. En Vader, dankie dat U ons geroep het om heilig te lewe, Here. Heiligmaking na te streef en is ons hartsbegeerte, Here, om heiligmaking na te streef en meer soos Jesus te wil wees. Here, dankie dat ons kan weet ook wat die woord vir ons gesê het, Here, daar is soveel seën wat daarop rus, wanneer ons naby in U bly, Here. So we've got no desire for the world, but our desire is for You, God. Ons begeerte is na U, Here. Ons loof U, ons eer U dat U so intens in elkeen van ons belang stel, Here. Waardig is U naam, Here. Waardig is U naam.